Persoonlike groei slyp jou vir jou bediening. Dit is iets wat nie die lekkerste ding is altyd nie, om deur persoonlike slyping te gaan en om baie keer bietjie swaar te kry en deur moeilike tye te gaan is nie altyd so vreeslik lekker nie, maar ek het gesien deur die loop van my lewe dat dit een van die belangrikste goeders is. Wat regtig 'n dieper karakter by jou skep, vir jou lesse leer, vir jou wysheid gee. En ek gaan vanoggend vir julle 'n paar praktiese goetertjies uitwys wat julle kan gebruik en toepas om jou werklik na 'n nuwe vlak toe te vat binne in jou bediening. So as jy jou foon wil uithaal of 'n notaboekie en jy wil skryf of jy wil net luister, is jy welkom. Ek is 'n notaboekie, 'n pen en papier. Kyk, niks kom daarby nie. Tegnologie is wonderlik, maar 'n pen en papier is my gunsteling. So kom ek spring onmiddellik in. Die belangrikste ding voordat ons op hierdie journey begin, is om jou roeping duidelik te definieer. En dit is die sleutel tot enige bediening of enige besigheid of enige endeavor waarop jy gaan, se sukses hang af van hoe duidelik kan jy dit definieer. Sit tyd uit en vra, hoekom is ek hier? Hoekom is ek hier? Waar wil ek 'n verskil maak? Wat is my gawes en my talente en waar pas my spesifieke gawes en talente in en hoe komplementeer dit my roeping? Toe ek jonger was, ek is maar nog net 36, ek is eintlik maar nog nat agter die ore, maar ek glo dat ek darm al 'n paar lesse geleer het en ek het verskriklik jonk het ek begin in 'n rigting instap en geglo ek weet wat my bediening is en wat ek wil doen. Ek was 13 jaar oud toe ek begin worship lei het, aanbiddingslei het, hier by Moreletta Park. Ons was nog daar in Rigelaan, wat die kleiner gemeente gewees het, was voordat dit hierso was. En dit was iets wat ek so passievol oor was. En omdat ek so passievol oor was, het my rasionele kant baie keer die backseat gevat en ek het geglo ek weet alles en ek is die heel beste en die heel goedste en niemand kan my enigiets leer nie, want ek kan mooi sing en ek lei aanbidding by Moreletta Park. Maar nooit het ek gaan sit en baie duidelik vir myself gaan skryf, wat is my roeping nie en hoe pas my gawes en my talente by my roeping in nie. Want hier is die kruks. Ons as vrouens wat 'n verhouding het met God, sukkel baie keer om die verskil te verstaan tussen roeping en gawes. En dit is waar baie vrouens en baie mense in general die pot missit. Want as iemand vir my gevra het as 'n jonger meisie, wat is jou roeping? Het ek gesê, my roeping is om te sing. Nee, my gawe is om te sing. Maar dit is nie my roeping nie. En as jy nie jou roeping duidelik kan definieer nie, dan gaan jou bediening nie die regte impak hê nie. Jou roeping is ons verstaan en ons fokus vir die rigting waarin ons beweeg in ons lewe. Dit is ons, hoekom doen ek hierdie? Ek wil vir julle lees Matteus 28 vers 18 tot 20. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En net daar in Matteus 28 kom gee die Here vir ons roeping op 'n silwerskinkbord. Jy hoef dit nie uit te figure nie. Jy hoef nie op 'n groot exploration te gaan en ontdekkingsreis om te vra, wat is my roeping, Here? Daarso in Matteus 28 vers 18.
20 sê die Here vir jou wat jou roeping is. Gaan dan na al die nasies en gaan maak disippels.